Goeiemiddag julle. Baie welkom by hierdie Sabbat sluiting. Ek wil graag met hierdie Sabbat sluiting 'n bietjie 'n getuienis met julle deel, maar ek wil ook, voordat ek dit doen, wil ek vra ons moet eers die hoofde buig. Liewe Here, baie dankie dat U goed is, dat U lankmoedig is, dat U bewus is van alles wat om ons aangaan. Here, dankie dat U ons nie vergeet nie. Lei ons nou, Here, in hierdie kort gesprek, dat dit vir ons bemoediging sal wees, Here, om ook U wil te doen, en te doen wat U ons vra in Jesus naam. Amen. So, ek het 'n stukkie in die Bybel wat vir my pragtig was, wat ek met julle wil deel, en dit gaan oor Johannes 8 vers 12, ekskuus. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Die kombinasie daarvan lig en duisternis is my baie treffend, want as jy buite stap in die wêreld, of jy ry buite, of jy gaan staan stil en kyk net vir 'n oomblik na mense, dan sien jy baie keer hoe verskriklik besig hierdie wêreld is. En dat elke persoon het sy eie rigting waarin hy beweeg. Die Here nooi ons egter om uit duisternis te kom en in die lig te gaan, maar ook om lig verander te wees. Ek het die geleentheid gehad om 'n persoon hierdie week te ontmoet wat ek nie geken het nie. En die persoon het my ontmoet by 'n plek en ons het besluit dat ons bietjie van die evangelie wil versprei. En dit was my so 'n lekkerte gewees om te sien dat daar's nog mense daar buite wat lief is om te gaan soek en te ontdek en te gaan ondersoek instel oor die woord. En wat vir my so mooi was, is dat hierdie persoon het my gesê hy het ekstra Bybels en hy wil dit vir my gee, en ek het dit toe ontvang. En jy weet, hierdie persoon het hierdie Bybels my so gegee, soos wat jy amper 'n baba oorgee aan iemand anderste, baie versigtig en met liefde. En ek het gesê ek sal verseker maak dat die Bybels in die regte hande kom, en dat dit iets sal beteken vir iemand. Dadelik laat dit my dink, terwyl ek hierdie teksvers ook gelees het, dat 'n mens gee eintlik iets baie kosbaar as jy vir iemand iets aangee, en ons elkeen is in tel by die Here om lig te gee en lig te versprei. Het jy al daaraan gedink, as jy net een persoon bereik, maak dit saak. God mag wel een persoon gebruik om weer 1000 ander te bereik. Daardie persoon reik weer uit en sal byvoorbeeld miljoene kan bereik. Maar as een persoon net begin, net een persoon iets doen en dit aangee, het ons al klaar lig versprei. So, dit is my eintlik wonderlik dat elkeen van ons kan lig versprei. Elkeen van ons kan iets vat en iets doen en iets gee, dat 'n ander persoon tot die lig kan kom. Jesus sê, julle is die lig van die wêreld. En as ons die lig van die wêreld is, dan moet ons sekerlik die lig van die stede ook wees, die lig wees rondom ons in ons
huisgesinne. En dit is 'n groot voorreg om hierdie lig te hê. Het jy al gedink die grootste nuus wat al ooit uitgegaan het, die mooiste nuus wat al ooit uitgegaan het, is die nuus van die evangelie en van redding. God nooi my en jou uit om mense te gaan red vir sy koninkryk. Hy nooi my en jou uit om hulle te help om ook die regte nou weg te vind en dit te volg. Ek nooi uit hierdie week dat u na iemand toe sal uitreik, of dit nou in jou familie is, of dit vriende is, of dit jou bure is. Gaan reik uit, want dit is wat Jesus vir ons vra om te doen. Mag julle geseënd wees, terwyl julle deel in die evangelie, miskien 'n gebed doen, miskien aanhoudend bid, miskien vir iemand 'n Bybel gaan gee. Mag julle baie mooi week hê. Kom ons bid. Liewe Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om hierdie besonderse boodskap te kan uitdra. 'n Boodskap van liefde. Mag dit, Here, op die regte harte val en mag ons, Here, daardie brandende ligte bly, sodat ander eendag en ook terwyl ons dit doen, Jesus deur ons kan sien. In Jesus naam. Amen.